Baie welkom ook aan ons aanlyn kykers by hierdie geleentheid. Mag die Here ons ook seën in ons saamwees. Kom ons buig ons hoofde en dan bid ons saam. Here, baie dankie dat ons hier mag wees. Dankie dat ons vanoggend vir elke lidmaat van ons gemeente, elke kennis, elke familielid, iemand wat 'n kollega is, wat saam met ons werk, dat ons vir elkeen van hulle kan bid, waar daar ook gesondheidsuitdagings is. En ons bid vir wysheid vir mediese personeel wat ondersteun, maar ons vra ook vir vrede en rustigheid vir elkeen wat of die pasiënt is, of die familie van die pasiënt is, waar daar ook ingrypende dinge in mense se lewens gebeur, dat hulle diep bewus sal wees van die feit dat hulle aan U behoort, dat hulle U geliefde kinders is, en dat U hulle toevou met liefde en genade, en dat ook in die uitdaging van gesondheid, U die God is wat teenwoordig is, en wat ook by ons is. Seën ons as ons vanoggend verder dink oor die woord, spesifiek dan praat oor ons verhouding as lewensmaats met mekaar, en dat dit uiteindelik nie 'n gesagsstruktuur vorm nie, maar dat 'n huwelik, 'n verhouding uiteindelik bepaal word deur ons verhouding met U, ons identiteit in U, wie elkeen van ons in Christus is. So wil U ons seën en wil U ons bystaan as ons vanoggend ook hierdie woorde lees. Amen. Vriende, wanneer ons saam lees uit Efesiërs 5 uit, dink ek ons moet vir mekaar sê, veral omdat in die Afrikaans 83 vertaling daar bokant vers 21 staan mans en vroue, dat ons vir mekaar sê, dit is so, die Here praat direk met ons as mans en vrouens, as lewensmaats, as lewensgenote. Maar ek dink nie noodwendig soos wat ons oor die jare gewoond was om, al sekere goeders tradisioneel met rolverwagtings op mekaar afgedwing het, maar om iets te verstaan van hoe Paulus Efesiërs opbou, en hoe hy uiteindelik sê, maar al ons verhoudings, en ek sê sommer nou al vir jou, ons gaan dit in die volgende weke doen, vandag praat ons man en vrou, volgende week DV praat ons oor ouers en kinders, die week daarop, DV praat ons oor werkgewers en werknemers, en die sleutel van dit is, hoe lyk 'n geesvervulde Christuslewe? Oggend, wanneer 'n man en 'n vrou by mekaar kom, wanneer lewensmaats by mekaar kom, hoe lyk 'n geesvervulde Christuslewe binne gesinne tussen ouers en kinders? En hoe lyk 'n geesvervulde Christuslewe wanneer dit kom tussen werkgewer en werknemer? En daarom is die sleutelvers vir vanoggend vers 21. Vers 21 wat baie duidelik sê, wees uit eerbied vir Christus aan mekaar onderdanig. En dit laat ons teruggryp na Efesiërs 5 vers 2 wat sê, julle is my geliefde kinders. En daarom word dit bepaal deur ons identiteit in Christus. En dan is mans en vrouens, lewensmaats, voor God gelyk, op dieselfde vlak. Nou weet ek, nou kry jy dadelik, as jy vers 22 toe gaan, dan hoor jy die volgende. Vrouens, wees aan julle mans onderdanig, net soos julle aan die Here onderdanig is. Nou, ek
ek sê dit tong in die kies, mans het die ken 9 uit die 10 gevalle die versie net tot by die komma na onderdanig, die eerste onderdanig in vers 22. Ons lees hom nie saam met vers 21 wat sê wees uit eerbied vir Christus aan mekaar onderdanig nie. Ons lees net vrouens wees aan julle mans onderdanig. En ons lees ook gerieflikheidshalwe nie die stukkie na die komma wat sê net soos julle aan die Here onderdanig is. So met ander woorde, die oomblik as die woord Afrikaans onderdanig hier kom, dan moet ons vir mekaar sê, dit gaan oor onderdanigheid aan Christus. Dit word bepaal deur jou verhouding met die Here, jou identiteit, jou geliefde wees. En dan, volgende een wat mans ook net ken tot op 'n punt toe, die man is die hoof van die vrou. Ons vergeet om na die komma te lees, soos Christus die hoof van die kerk is. Christus is ook die verlosser van die liggaam, sy kerk. So die oomblik as ons praat oor onderdanigheid, die oomblik as ons praat oor hoofskap, dan sê ons vir mekaar, dit gaan oor Christus. Dit gaan nie hier oor persoonlikhede van lewensmaats. Dit gaan oor ons identiteit in Christus en wie ons in Christus is. Ons lees verder. Soos die kerk aan Christus onderdanig is, moet die vrouens en alles wat hulle aan hulle mans onderdanig wees. 25 mans, julle moet julle vrouens lief hê soos Christus die kerk lief gehad het en sy lewe daarvoor afgelê het. Ons is terug by Efesiërs 5:2 wat sê Christus wat sy lewe afgelê het as 'n offer wat vir God aanneemlik was. So hoor jy hoe dit klink as jy Efesiërs 5 begin lees vanuit Christus uit en nie vanuit posisies van lewensmaats in die huwelik nie. Dat ons die huwelik en verhoudings begin verstaan vanuit ons verhouding met Christus. Vers 26 gaan verder, hy sê, hy het sy lewe afgelê, hoekom? Dit het hy gedoen om die kerk aan God te wy, nadat hy dit met die water en die woord gereinig het, sodat die kerk in volle heerlikheid by hom kan neem, sonder vlek of rimpel of iets dergeliks, heilig en onberispelik. Nou weet ek, liewe Paulus het die volgende vers geskryf en hy het nie besef dat ons in 2026 hiermee gaan uitdagings hê nie. Die mans behoort hulle vrouens so lief te hê soos hulle eie liggaam. En dan hierdie sinnetjie spesifiek, wie sy vrou lief het, het homself lief. Want niemand het nog ooit sy eie liggaam gehaat nie. Die realiteit net daarvan in 2026 is, ek moet telkens hoor, ek hou nie van myself. Gaan kyk van hierdie programme op die kanale waar, ek wil amper sê, mense geweldig baie geld maak, omdat sogenaamde misvormde mense, of mense wat nie van hulle self hou nie, gemismaak word om dan kwansuis aanvaarbaar gemaak te word. So Paulus het hier geskryf en gesê, niemand het nog sy eie liggaam gehaat nie. Ek dink ons moet vir mekaar sê, dis nogal een van die sleutels vir 2026 is om te sê, wat maak ons met mense wat nie met hulle self tevrede is? Hoe kan iemand wat nie vir homself lief is nie, liefde gee en dan liefde in die proses ontvang? So hou net vas. Want skryf Paulus, hy sê inteendeel, hy voed en hy versorg dit soos Christus met sy kerk doen. So Paulus se verstaan is, mens kyk na jou lyf, jy kyk na jou liggaam, versorg dit, jy voed dit, soos Christus dit met sy kerk doen. Hoekom? Omdat die kerk sy liggaam is, waarvan ons elkeen 'n lid is. Daar staan in die skrif, en nou ken julle dadelik
die Genesis woorde, die aanhaling, daarom sal 'n man sy vader en sy moeder verlaat en saam met sy vrou lewe en hulle twee sal een wees. Sê Paulus, hierin lê daar 'n diep geheim opgesluit en ek pas dit toe op Christus en die kerk. Maar sê hy, dis ook op julle van toepassing. Elkeen moet sy vrou so lief hê soos hy homself liefhet en 'n vrou moet aan haar man eerbied betoon. Nou sê ek weer, as jy die teks bloot so lees soos wat hy voor jou staan en jy neem sekere goed nie in ag nie, kan jy met Efesiërs 5 vers 21 tot 33 mense baie seermaak. Jy kan Paulus goed laat sê wat definitief nie hier staan. En ek hoop, en daarmee sê ek nie ek het die wysheid in pak nie, ek wil hê ons moet vanoggend saam hieroor dink. As die Here met ons praat, as lewensmaats, as mans, as vrouens, dan vra ons mekaar die volgende vraag. Hoe lyk die geesvervulde Christuslewe wanneer dit tussen man en vrou, tussen lewensmaats grondvat? En dan begin ons by vers 21. Wees uit eerbied vir Christus aan mekaar onderdanig. En dan onthou jy verlede week, en jy het in die week dit gelees, laat die Gees julle vervul. Laat die Gees julle volmaak. Wat maak dat ons vandag die eerste vraag uitbrei en die volgende sê, wat gebeur wanneer daardie geesvervulde lewe, daardie geesvervulde Christus lewe by my voordeur instap? Nou vandag praat ons oor lewensmaats, volgende week oor gesinne, volgende week praat ons die week daarop praat ons oor werksverhoudinge. Wat gebeur wanneer dit tussen die twee mense instap wat bly in 'n huis, wat saam is in 'n lewe, wat 'n bed deel, wat kinders deel, wat teleurstellings deel, wat gewoontes en jare met mekaar deel. Want ek sê weer, oor die jare het ons tradisionele rolverwagtings aan lewensmaats gekoppel, en ons het gemaak asof dit reëls is, en is nie lankie toe besluit ons maar die Bybel sê seker goed. So die vraag wat ek baie keer hoor, as jy met twee mense praat, is 'n baie menslike vraag. Dis 'n vraag wat sê, in hierdie verhouding, wat is my plek? Wat is my rol? Word ek gehoor? Word ek raak gesien? Tel my opinie? Kry ek erkenning? Het ek seggenskap? Word ek waardeer? Want die oomblik as hierdie vrae onbeantwoord bly in 'n verhouding, veroorsaak dit onsekerheid by beide partye. En wat gebeur? Selfverdediging tree in. Binne my verhouding moet ek myself begin beveilig, want die veiligheid wat hierdie verhouding veronderstel is om te hê, is uiteindelik nie daar nie. As ek weer by die vraag, wat gebeur wanneer Christus gevormde verhouding daar is?
wanneer Christus werklik die middelpunt is, wanneer ek uit eerbied vir Christus aan mekaar onderdanig is, dan hoef ek nie meer my plek in die verhouding ten koste van my lewensmaat te beveilig nie. Hoekom? Want Christus kom staan tussen ons. En as Christus tussen ons kom staan, is hy nie die skeieregter wat twee opponente uitmekaar uithou nie. Hy het twee mense by mekaar wat aan hom onderdanig is, wat uit eerbied vir Christus veronderstel is om aan mekaar onderdanig te wees. Christus kom staan tussen ons, sodat nie een van ons vir die ander een God hoef te wees nie. En dis een van die grootste geskenke wat ons vir mekaar as mense kan gee. En hoor gou, dis baie fyn. Mag klink na woordspeling, maar luister mooi. Ek vul jou aan, maar ek hoef jou nie volledig te maak nie. Jy vul my aan, maar jy hoef my nie volledig te maak nie. Laat julle deur die Gees vervul. Telkens kan ons mekaar terugverwys na Christus toe. En dan kan ons maar die moeilike verse van vers 22 tot 24 lees. Kan ons hoor as Paulus praat van onderdanigheid, kan ons hoor as hy praat van die woord hoof. En die lekker is, ons hoef nie daarvan weg te hardloop nie. Want die oomblik as hy oor onderdanigheid praat, dan sê hy, soos aan die Here. As hy van man sê, julle moet julle vrouens lief hê, julle is die hoof, dan sê hy, soos Christus. Hoor julle, dis duidelik gekwalifiseer deur Christus. Daar word geen onbillike onderdanigheid of hoofskap verwag wat los staan van Christus. So as onderdanigheid iets van jou vra, wat Christus nie van jou vra nie, hoef jy dit nie te doen nie. As jou hoofskap enigiets insluit, wat nie soos Christus is nie, is dit nie hoofskap nie. Want wanneer God met twee lewensmaats praat, dan sê hy, albei van ons word uit Christus na mekaar en na Christus toe gedraai. Want kom ons help mekaar. As ons na Christus gedraai word, hoe lyk dit? Ek sien 'n Christus wat met selfgewende liefde gedien het. Ek hoor Paulus in Efesiërs 5, wanneer hy vir 'n man sê hy moet die hoof van sy vrou wees, dan gee hy nie vir hom 'n troon nie, hy gee vir hom 'n kruis. Hy sê hy is die hoof, soos wat Christus die hoof van die kerk is, en sy lewe as 'n offer gegee het. Selfgewende liefde. Mans, julle moet julle vrouens lief hê, soos Christus die kerk lief gehad het, en homself daarvoor gegee het. Terug, Efesiërs 5,
2. Geliefde kinders, ons het begin met 'n Christus wat homself gegee het. Wat gebeur aan die einde van hoofstuk 5? Soos by presies dieselfde sin. Nou kom ons aan die einde en hier staan weer Christus gee homself. Ek is nie vandag besig om te probeer om die huwelik te verabsoluteer en te sê, "Joh, dis wonderlik nie." En ons van julle wat baie gelukkig getroud is. Ons van julle wat baie slegte ervarings gehad het. Ons van julle wie se lewensmaats oorlede is. Daar's dalk van julle wat vandag luister en as gevolg van Efesiërs 5 vers 21 tot 33 al baie seer gekry het. Want as jy hierdie gedeelte gelees het met die gedagte dat ek voortdurend moet wen, dat ek altyd moet reg wees, dat ek altyd die laaste woord moet hê, dat ek my posisie moet beskerm, dat ek my sin moet kry, dan wil ek vir jou sê, ek dink nie jy het Christus se selfgewende liefde in Efesiërs 5 raak gelees nie. Jy het nie gehoor dat Christus homself gegee het as 'n offer wat aanneemlik is vir God nie. En daardie offer beskerm ook ons verhoudings. So hoe lyk Christus se selfgewende liefde tussen ons? Die vraag is nie, wie's die baas nie? Kom ek maak dit meer Afrikaans. Wie dra die broek in die huis nie? Die vraag in verhoudings is, lyk ek soos Christus? Kom my in Christus wees uit in my verhouding met my lewensmaat. Want wat leer ons by Jesus met selfgewende liefde? Selfgewende liefde is nie selfvernietiging nie. Ek kan gee omdat ek reeds ontvang het. Ek hoef nie uit vrees vas te klou dat ek 'n tekort gaan hê om te gee nie. Ek wil hê jy moet hoor hoe Paulus dit beskryf. Want hy gebruik hier woorde soos eie liggaam, voed, koester, een vlees. So wat moet lewensmaats ontdek? Die welwese van my lewensmaat is nie my verlies nie. Ons is tog so bang. Ons word ingedoen. God se seën, dan die seën deelteken seën, gee my oë om sy seën in my lewensmaat raak te sien. En dan tong in die kies, wat sê ons mos so mekaar oor verhoudings? Ek weet nie wat sien daai twee mekaar nie. Nou sê ek, as jy met Jesus oë na iemand begin kyk, skies hulle, dan sien jy goed raak wat ander mense dalk nie gaan sien nie.
En dis juist hoekom julle verhouding werk. So God se seën gee my oë om sy seën in jou lewe raak te sien. En dis nie vir my 'n bedreiging nie. Dis nie vir my 'n issue nie. Ek raak nie daaroor jaloers nie. Ek is saam met jou bly oor God se seën in jou lewe. Soos jy saam met my bly is oor God se seën in my lewe. Want wat hoor ek in verhoudings? Ek moet altyd dit doen. Jy doen nooit niks. Laas keer het ek. Hoekom moet ek nou weer dit? En wat gebeur? Skielik word die mens wat langs my is, my lewensmaat, my reisgenoot, iemand teenoor wie ek my terrein, my territory moet beskerm. Skielik word my lewensmaat my opponent. Terwyl dit my lewensmaat is, my reisgenoot. En dis hoekom Paulus hierdie amper ontstellend eenvoudige sinnetjie maak. Wie sy vrou lief het homself lief. En daaroor kan ons baie lank praat. Is baie mense wat hulle self nie lief het nie. So hulle kan nie hulle mans en hulle vrouens lief hê. Hulle weet nie om liefde te ontvang nie, hulle weet nie om liefde te gee nie. So ons is nie teestanders nie. Ons is nie mekaar se opponente nie. Jou groei verkleineer my nie. Jou vreugde beroof my nie van myne nie. Jou gawes bedreig my nie. Die feit dat jy gehoor word, beteken nie ek word stilgemaak nie. Die feit dat jy floreer, is nie my verlies nie. Dit is my 'n bron van blydskap en vreugde, want ek is saam met jou dankbaar dat dit met jou goed gaan. Een lewensmaat en 'n ander lewensmaat se welwese word nie teenoor mekaar gestel asof dit in 'n skaal is wat sê, "Haai, wie jy, dit lyk vir my man is meer die Here se witbroodjie as ek." Nee. Liefde dra nie net 'n lewensmaat se florering nie. Liefde help juis dat hierdie floreer na vore geroep word. Dat jou verhouding 'n ruimte word waar jy kan ontwikkel, waar jy kan groei, waar jy jouself kan wees, waar jy self jou slegte self kan wees en daaraan werk en verbeter en weet iemand gaan jou nie brand nie. En jy kan heel word. Nie omdat jou maat jou wil verander nie, maar omdat jy in Christus 'n nuwe mens is. Omdat jy in Christus al meer deur die Gees gevorm word om hoe langer hoe meer soos Jesus te lyk. En die huwelik, jou lewensverhouding, is die plek waar dit kan gebeur. That's your safe space. En liewe lewensmaats, jou lewenswaarde hang nie af van die waarde wat jou lewensmaat aan jou gee nie.
Ek gee nie my vrou waarde nie, sy gee my nie waarde nie. Ek en jy het klaar ons waarde gekry. Toe Christus gesê het, jy is kosbaar in my oë. Toe ek gesê het, jy is my geliefde kind. Binne 'n verhouding kan my manier van lief hê, daardie God gegewe kosbaarheid raak sien. Dit bevestig, dit voed, dit help dra en dit na vore laat kom. So is twee vrae. Ek vra nie net, moet ek genoeg ruimte vir jou skep, sodat jy kan floreer nie. Ek moet vir myself vra. Wat roep my liefde in my lewensmaat na vore? Maar die oomblik as ek jou nie meer as 'n bedreiging beskou nie, kan ek jou help om te floreer. Kan ek jou help om die beste weergawe van jouself te wees. So dalk moet ek vandag vir jou vra, hoe lyk die water waarin jou verhouding op die oomblik swem? Is dit angs? Is jy die hele tyd op die verdediging? Is dit wantroue? Is dit 'n issue oor beheer? Vertroue? Is dit 'n veilige ruimte? Is dit 'n plek van luister? En dan luister om gehoor te word, nie geantwoord te word nie. Is dit 'n plek van veiligheid? Is ons teenwoordigheid by mekaar 'n nie angstige teenwoordigheid? As Paulus die woord koester gebruik, moet ons mekaar die volgende sê: ek kan nie terselfdertyd koester en met 'n gebalde vuis loop nie. 'n Oop hand doen meer as een wat net vasklou. Want 'n oop hand maak ruimte. 'n Oop hand kan ontvang. 'n Oop hand kan koester en lief hê en versorg. 'n Oop hand kan iemand anders laat floreer. Meeste van julle wat voor my sit wat nog getroud is, sou iewers dalk onthou dat in die formulier, weet ek eens of in die ou formulier van die huwelik gestaan het nie, maar die huweliksformulier sê iets soos om getroud te wees is 'n vreugde, dis 'n voorreg en 'n verantwoordelikheid. Vreugde, voorreg, verantwoordelikheid. Nou, ek gaan nie nou oor vreugde en voorreg praat nie, ek dink julle hoor wat ek sê daaroor. Maar uiteindelik, wat is die verantwoordelikheid?
Dis hoekom Paulus teruggryp na Genesis toe waar hy sê die twee sal een wees. Daarom sal 'n man sy pa en sy ma verlaat en sy vrou aankleef en die twee sal een wees. En Paulus skryf daarna, dan sê hy, hierin lê 'n diep geheimenis. Christus en die kerk. Verantwoordelikheid? Kom ek vra die vraag oor verantwoordelikheid. Kan twee onvolmaakte mense se lewe saam iets van Christus sigbaar maak? Hoe lyk 'n geesgevulde, Christusvormige liefde? Kan twee onvolmaakte mense se lewe saam iets van Christus sigbaar maak? En die Here sê vandag, ja. Dis waar die verantwoordelikheid inkom. Jou huwelik is 'n getuienis vir die wêreld, vir jou kinders, vir jou kleinkinders, vir jou vriendinne en jou vriende. Want hoekom kan dit iets beteken? Hoekom kan dit iets van Christus sigbaar maak? Kom ons sê iets oor die onvolmaaktheid. Ons sê vandag vir mekaar eerlik, ons gaan nie daaroor doekies omdraai nie. Ons gaan nie skynheilig wees en sê, ons is 40 jaar getroud, ons is nog nooit beklei nie. Dan wil ek vir jou sê, jy het dalk op papier wat sê jy is getroud, maar jy is nog nooit getroud nie. Ons verskil van mekaar. Ons hoef net na mekaar te kyk. Dan sien ons twee verskillende mense. So ons gaan nie oor alles saamstem nie. Ons gaan verskil. Dit gaan nie daaroor dat julle rolle perfek uitgesorteer is. Maar dis omdat hoekom kan dit iets doen? Hoekom kan dit vir die wêreld 'n verskil maak? Omdat Christus in ons is. Tussen ons as lewensmaats leef daar trou wanneer wegloop makliker is. Genade wanneer vergelding moontlik is. Luister wanneer verdediging makliker is. Koestering in plaas van verkleinering. Selfgewende liefde in plaas van selfhandhawing. En dan begin jou huwelik iets buite homself vertoon. Hier in hierdie gewone huis tussen twee gewone mense kan iets van God se nuwe wêreld reeds sigbaar word. Ons moet ook vandag vir mekaar vra, wat help ons om lief te hê? Om te vra, wat mag ek? Wat mag ek nie? Wie moet dit? Wie moet dat?
Want as ek die vraag vra, wat help my om lief te hê, dan land ek in Efesiërs by Christus. En Paulus het oor die afgelope paar weke ons telkens na Jesus toe teruggevat. Hoor sy woorde, uit eerbied vir Christus, soos aan die Here, soos Christus. Christus het lief, Christus gee homself, Christus voed, Christus koester, Christus en die kerk. Die belangrikste, die diepste verandering kom wanneer Christus tussen twee mense kom woon, sê ek weer nie as skeieregter. Ek hoef nie meer te veg omdat ek dink, daar's nie vir my genoeg plek, of ek moet seker maak, dat daar vir my plek is binne hierdie verhouding nie. Want wanneer Christus die middelpunt van alles is, hoef ek nie meer my plek ten koste van jou te beveilig nie. Want ons is altoe in Christus. En ons is veilig. Ons is in sy hande. Want in Christus is daar genoeg genade vir my om jou raak te sien. Genoeg liefde vir my myself te gee. Genoeg veiligheid vir my om jou te laat floreer. En dan as mense na ons kyk, dan sien hulle nie wie's die sterkste nie. Hulle sien nie wie's die een wat die meeste praat nie. Hulle sien nie wie wen nie. Hulle sien vir Christus. Mag dit jou help. Mag hierdie week as ons stilte tyd doen, mag die Here saam met sy Gees met jou op pad loop. Met Efesiërs 5. En mag hy jou kom aanraak in watter verhouding jy ook al is. Of dalk in jou seer as gevolg van 'n mislukte verhouding. Of dalk 'n verkeerde skrifinterpretasie. Mag mense iets van Christus sien. Kom ek gee vir julle tyd om stil te wees. Here, U ken ons elkeen vandag. U ken ons elkeen se mens wees.
En ons eie menswees is baie keer 'n struikelblok om te wees wie U wil hê ons moet wees. En dis hoekom U tussen ons kom staan het. Dis hoekom U mens geword het. Dis hoekom U onder ons kom woon het. Dis hoekom U in ons woongebied kom intrek het. Dis hoekom U in ons verhoudings ingekom het. Dis hoekom U ons telkens elke dag nooi deur die Gees om deel te wees van die verhouding tussen die Vader, die Seun en die Gees. U ken ons verhoudings. En juist daarom kan ons net vra, bring ons terug na Christus. En dan is dit nie simplisties nie. Want ons verhoudings is seer. Baie van hierdie goed kom oor jare. Maar Here, as ons iets verstaan of iets snap van Christus se selfgewende liefde, sy selfopofferende liefde, dan kan ons dalk net anders ter lewe. As ons in ons verhoudings vir mekaar dan sê, maar Christus in my, dan kan nie van my vra om my lewensmaat uit eerbied vir Christus soos aan die Here, soos Christus. Christus het lief. Christus gee homself. Christus voed. Christus koester. Christus en die kerk. Dan kan jy vir my vra, hoe lyk dit in jou verhouding met jou lewensmaat? Wat daarvan is sigbaar? Wat daarvan sien die wêreld? Here, niks hiervan is eenvoudig nie. Niks hiervan geskied met kitsoplossings nie. Dit vra van ons binnewerk. Dit vra van ons selfondersoek. Dit vra van ons diep innerlike openheid en eerlikheid. En daarom vra ek vanoggend, laat die Gees ons volmaak, sodat ons uit eerbied vir Christus ons verhoudings deur die Gees met Christus laat belyn. Amen. Vriende, vir die komende week, ek vlieg môreoggend DV Kaap toe, ek werk die week in die Kaap, so 'n predikantekonferensie by Goudini, so ek is DV eers Vrydag terug, maar in die tussentyd is jy baie welkom
om vir my te kontak of 'n boodskap te los by 083 654 0806, sodat as daar iets is, ons mekaar kan help. So ja, en dan belangrik, julle kry weer julle stilte tyd hierdie week, waar julle rustig kan oefen. Niks van hierdie goed kom maklik nie. En dit word net met oefening beter. Gister se sukses is nie 'n waarborg vir vandag nie. So ons bly oefen en ons bly getrou. Seën vir die week. Ek praat weer vir volgende Sondag weer met julle. Totsiens.